Goeiedag, en vandag begin ons met die wonderlike boek van Maleagi. Ja, ons gaan net eers 'n kort inleiding doen, net dat ons verstaan waaroor Maleagi gaan, en dan sal ons die boek Maleagi lees. Vandag is dit net hoofstuk 1. Maleagi 1 roep ons op om ons tot God te bekeer, want God het ons lief. Ons vat Maleagi vandag in 'n neutedop saam. Luister bietjie na die gedagte. Jy het skaars van die een ramp of 'n krisis herstel, of die volgende een is alweer op jou. Jy het nog nie van die eerste een herstel nie, dan spring die tweede een op jou. Dit is die tye wat 'n mens maar wonder of God enigsins van jou weet. Het hy van jou vergeet of nie? Is die lewe in al sy ellendes die moeite werd? Maleagi skryf vir sulke mense wat so voel. Ja, en dit sluit ons vandag in. Hy skryf vir hulle dat hulle moet terugkeer na God toe en hom opnuut moet eer. Hoekom? Wel, ek gaan vir jou 4 punte gee hoekom. Die verwagting was dat die heropbou van die tempel die draaipunt in die volk se lyding sou gewees het, en dat Jerusalem weer die middelpunt van die wêreld sou wees. Maar die heropbou van die tempel het niks verander nie. Niks nie. Tweede punt. Juda is vanuit Samaria regeer en het in vyandskap met die Edomiete en die Samaritane gelewe. En die derde punt. Behalwe die krisisse was daar ook nog misoeste en armoede gewees. Ja, die mense het swaar gekry. En die vierde punt is, die volk het geestelik en moreel verval. Presies soos dit vandag nog in die Christendom gaan. Geestelike vervalling, egskeidings, huwelike met ongelowiges en uitbuiting het daardie tyd in die algemeen net soos vandag voorgekom. Het jy geweet? Nommer 1. Die profeet Maleagi het sy boodskap in ongeveer 430 voor Christus gebring. Dis 'n lang tyd voordat Jesus gekom het. Nommer 2. Maleagi beteken my boodskapper. En die woord word in Hebreëus ook vir 'n engel gebruik. Tussen die gebeure van Maleagi en Matteus het 450 jaar verloop. Nou, wat wil Maleagi in hierdie kort hoofstuk vir ons sê? Onthou, God se liefde vir sy mense, onthou dit. Kyk maar net na die geskiedenis as 'n bewys daarvan. God gee nie net liefde nie, hy vra ook liefde van jou wat eg en opreg is. Om liefde aan God te betoon, is om baie ernstig oor jou verhouding met God te wees. En dit beteken ook om jou naaste lief te hê. Die toekoms is God se toekoms. Hy bring uitkoms vir die gelowiges, maar ondergang vir die ongelowiges. Goed, kom ons lees nou. Vers 1, 'n uitspraak van die Here. 'n Woord van die Here aan Israel deur Maleagi. En eers praat hy van Esau en Jakob in vers 2. Ek het julle lief, sê die Here. Maar julle vra, hoe het u ons lief? Esau was tog Jakob se broer, sê die Here, en tog het ek vir Jakob lief gehad en vir Esau gehaat. Ek het sy bergland 'n verlate plek gemaak, sy woongebied vir die woestynjakkalse gegee. Vers 4, as Edom sou sê, ons is verpletter, maar ons sal die puinhope weer opbou, sal die Here die Almagtige sê, laat hulle maar bou. Ek sal dit weer afbreek, sê die Here. Hulle sal bekend staan as die goddelose land, die volk op wie die Here se toorn vir altyd rus. Julle
sal dit met julle eie oë sien en julle sal sê, die Here is groot, ook buite die grense van Israel. En dan vra God nou aan hulle, waar is die eer wat my toekom? Vers 6, 'n seun eer sy vader en 'n slaaf sy eienaar. As ek, die Here, dan die Vader is, waar is die eer wat my toekom? En as ek die Here is, waar is die eerbied vir my dan? Dit is wat ek, die Here, die Almagtige vir julle vra. Priesters, julle wat my met minagting behandel het. Maar julle vra, hoe het ons u met minagting behandel? Vers 7, julle bring onrein voedsel op my altaar, en dan vra julle, hoe het ons u te nagekom? Julle doen dit wanneer julle dink, die altaar van die Here kan maar met minagting behandel word. Wanneer julle 'n blinde ding bring om te offer, is dit dan nie verkeerd nie? En wanneer julle 'n siek of 'n lam ding bring, is dit nie verkeerd nie? Bring bietjie so iets vir jou goewerneur, sal hy ingenome met jou wees of jou vriendelik ontvang. Dit is wat die Here die Almagtige sê. Vers 9, en dan sê julle, maak God dan tog nou goedgesind, dat hy ons genadig kan wees. As julle so optree, sal hy een van julle se versoek toestaan. Dit is wat die Here die Almagtige sê. Vers 10, was daar maar iemand onder julle, wat die tempel se deure wou toesluit, sodat julle nie my altaar te vergeefs aan die brand hou nie. Ek hou nie van julle nie, sê die Here die Almagtige, en ek wil nie 'n offer van julle hê nie. Van waar die son opkom tot waar hy ondergaan, word ek deur die nasies geëer. Oral word daar vir my offers gebring, rein offers. Ek word deur die ander nasies geëer, sê die Here die Almagtige. Maar julle doen my naam oneer aan. Julle dink die altaar van die Here kan maar ontwy word en die offers daarop met minagting behandel word. En dan sê julle nog dis 'n klomp moeite en julle trek julle neuse daarvoor op. Dit is wat die Here die Almagtige sê. Julle bring gesteelde, lam, siek diere. Julle bring dit as offers vir my? Moet ek ingenome wees daarmee dat julle vir my sulke goed bring? Vra die Here. Vers 14. Daar is 'n vloek op elke skelm wat 'n bul of 'n ram in sy kudde het en 'n gelofte doen en dan 'n verminkte ding aan die Here offer. Ek is die groot koning, sê die Here. Sê die Here die Almagtige. Vir my het die nasies ontzag. Nou ja, ons het by vers 14 gewees. En wat hoor ons, wat sê Lukas daar in Lukas 6 vers 45? Hy sê dit baie mooi, en dit is presies wat hier met Maleagi aan die gang is. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is, en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart tevoorskyn wat sleg is, want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond. Die twee probleme wat die mense met die Here het is, dat hy hulle nie lief het nie, ons het dit nou net gelees in vers 2 tot 5, hulle kla, hoe het u ons lief, en dat hy niks doen om boosheid en onreg nie. Hulle kla, almal wat verkeerd doen, is goed in die oë van die Here. Met hulle is die Here ingenome, hulle wat verkeerd doen. En waar is die God wat oordeel? En daarop antwoord die Here volgende keer in Maleagi hoofstuk 2. Seën, vrede en genade vir jou geliefde kind van God en van Jesus Christus en van die Heilige Gees wat die woord in ons harte wil vasanker. Amen.